Liefdes ek toe in die Here se naam, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Ek dink ons hoef die 10 gebooie saam te lees. Ons ken dit. Wat is die eerste gebod? Moet die Here jou God lief hê. Tweede, jy mag nie beelde hê nie. Derde, God se naam. Die vierde, die dag van die Here. Die vyfde is respek vir mense. Nou, baie mense sit deel die 10 gebooie so in, dat die eerste 4 gaan oor die Here en die res gaan oor die mens. Baie mense sê, maar die een van respek hoort eintlik by die eerste 4 gebooie, wat dit gaan oor ons houding teenoor meerderes. En dan teenoor ons medemens. Jy mag nie egbreek pleeg nie, steel nie, doodmaak nie. Jy mag nie, wat die ene het ek nou vergeet. Jy mag nie jok nie, ja. Vals getuienis en dan begeer. Hulle vertel 'n storie, is in die ou tyd toe die mense sendingwerk gedoen het. 'n ou oom het sendingwerk gedoen, sy lewe gewy in die sending, en hy het hier in een van die uithoeke van Afrika sendingwerk gedoen. Dus daar waar hierdie mense hulle tande so in 'n vee gesluit het, dat hulle beter kan eet en kan byt en allerlei goeders. En die sendeling praat met 'n ou oom, en hy was ook 'n Ou Testamentiese sendeling. So sê die persoon wat die boek geskryf het. Hy praat nou met die boek, en hy nou vir die ou nou verduidelik wat alles hy mag doen en wat hy nie mag doen nie, sodat hy gered kan word. En die ou hoofman sit by hom, hy sê, wil jy vir my sê, ek mag nie my buurman se vrou vir my vat nie? Hy sê, ja. En ek mag nie sy voorsteel nie. Ja. Ek mag ook nie sy bokvelle vir my vat nie. Ja. Hy sê, en ek mag nie 'n oorlogsdans dans, en die mense kry hom in 'n lokval te lei, dat ek hom kan doodmaak nie. Ja, sê hy. Die ou hoofman sê vir hom, maar kan nie daai goed doen, ek is al te oud. So om oud te wees en om sê, Christen te wees is dieselfde ding. Dan moet jy lag. Want die ironie hiervan is dat hierdie sendeling het met goeie bedoelings gegaan. Maar sy boodskap is so, wat mag jy nie, dat hierdie ou man gesê, kan dit in elk geval doen nie, so dat is seker 'n Christen. Baie keer as dit by die wet kom, dan lê ons klem op wat mag jy en wat mag jy nie. En dis reg, want dit is 10 gebooie. Letterlik in Hebreëus praat hulle van die 10 woorde van die Here. In Hebreëus werk dit so dat jy kan 'n hele sinnetjie in een woord sit. So dis die 10 woorde van die Here. Ons praat van die 10 gebooie, so dit is inderdaad 'n lys van moets en moenies. Nou is daar 'n baie interessante vraag. Wat het die Israeliete gemotiveer om die 10 gebooie te onderhou? Ek is die eerste ene wat sê die wet van die Here is nie net die 10 gebooie nie, maar die 10 gebooie is belangrik, dit was nog altyd belangrik. Daar was 2 tablette van die 10 gebooie wat altyd in die ark van die verbond was. Kyk, in die tempel in die allerheiligste, agter die voorhangsel was die ark van die verbond. Dis die ark wat Moses hulle gemaak het, wat Indiana Jones gaan soek het, en al goed, ons ken dit uit stories uit, maar in die Bybel praat hulle van die ark van die verbond, en daar was 3 goed in die ark. Daar was 'n bakkie met manna, 'n bord met manna, daai ongelooflike brood wat die volk in die woestyn gekry het. Aaron se staf was daar, want Aaron se staf het die Here wou gewys het hoe wonderlik hy sy Aaron se staf het gebod. So vir honderde jare het die staf met die boksel aan in die ark van die verbond gelê. En die tafels van die verbond, die 10 gebooie. Watter motivering het die volk gehad om die 10 gebooie na te kom? Wat was daar wat vir hulle so belangrik was, dat hulle daarna gekyk het? Nou is die eerste antwoord wat by mense opkom, is seker, hulle wil graag beloning gehad het. Hulle wil graag 'n beloning gehad het, en aan die ander kant, hulle wou nie straf gehad het nie.
gebooie. As ons kyk in die tweede gebod lees ons, jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van die ouers, selfs die derde en die vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar my troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. In die tweede gebed kry ons iets soos 'n, kom ek sê, dreigement, 'n waarskuwing van straf en 'n belofte van seën. Maar hierdie is eintlik nie 'n ding vir gaan ek eendag hemel toe of hel toe nie. Hierdie is 'n ding van, is eintlik 'n logiese sosiale ding. Destyds het hulle so gewerk dat op ons verstaan het dat op een plot bly daar partykeer 3 of 4 geslagte. Ouma bly nog daar, dan bly pa en ma daar en die kinders bou van hulle ook 'n plot. En as oupa sê, julle gaan nie kerk doen, ons wil niks vir die kerk doen, dan moet die kinders en die kleinkinders versigtig trap, want oupa sit hulle van die plot af. Dis so dat destyds gewerk het, in die huishoudings is ook so dat jy partykeer so 2 of 3 geslagte kry. So, hier sê die Here, jy moet hom dien, want hy is 'n besittelike God. Die woord jaloers besittelik, dit klink negatief, maar dit beteken, dis myne. Soos wat 'n man oor sy vrou voel en haar nie sommer wil uitleen nie, so gaan die Here nie dit toelaat dat ons ander mense dien nie. En as jy die Here nie dien, moet jy onthou jou kinders en jou kleinkinders lê ook daaronder. Terwyl die wat my dien, hulle kinders, hulle kleinkinders tot in die duisendste geslagte, julle is 'n seën vir die omgewing. So, by die eerste gebod kry ons iets van dat die Here seën en straf aankondig. By die gebod oor die naam van die Here. Jy mag die naam van die Here God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. So hier kry ons ook 'n aanduiding van straf, maar wat is hierdie straf? Dit word nie vir ons uitgespel nie. Dan by die 5de gebod, behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God aan jou gee. En dan kan jy maar verder kyk. Daar's nêrens enige sprake van dat die Here vir jou vertel, wat gaan met jou gebeur as jy die gebooie nie nakom nie, wat gaan gebeur as jy steel, wat gaan gebeur as jy egbreek pleeg, wat gaan gebeur as jy leuns vertel nie. En daar is ook nêrens aanduidings van seën nie, behalwe hierdie 3, so 3 uit 10, is maar 'n redelike swak storie. As jy die 10 gebooie lees, as jy nou so lees, as jy vraag, is daar genoeg om jou so bang te maak dat jy besluit, ek gaan die Here dien, ek gaan die 10 gebooie nakom, sodat ek nie gestraf gaan word? Of is daar genoeg wat vir my motiveer om te sê, ek wil so graag al hierdie seën hê, ek gaan dit doen? Die ouens wat skryf sê, dis maar min motiverend. Die feit dat die 10 gebooie so belangrik is vir die Israeliete, kan nie lê in die blote feit dat hulle seën of straf hier kry. So waarin lê dit? Wat het gemaak dat hierdie gebooie vir die Israeliete, vir die vroeë kerk, vir ons so belangrik is? Ek dink as ons hierdie vraag wil beantwoord, moet ons so 'n bietjie kyk na wat gebeur het. As ons Exodus lees, Exodus begin met Moses se geboorte, hoe wonderlik die Here vir Moses gelei het, dat hy nie doodgemaak is soos soos baie ander babietjies nie, hoe hy in die paleis van die Farao groot geword het, so hy kon gelees en geskryf, wat nogal belangrik is, want hy moes op 'n stadium die wet neerskryf, so die enigste universiteit wat daar amper was in Egipte, so hy kon lees en skryf. Vir 40 jaar het hy daar gebly en toe hy gevlug omdat hy iemand doodgemaak het en hy het Midian toe gevlug. Daar in die omgewing van die berg Sinaï, en daar het hy geleer om skape op te pas. 'n ou oom het vir my gesê, Moses het 80 jaar opleiding gekry.
40 jaar universiteitsopleiding en 40 jaar praktische opleiding, want hy moes die wet neerskryf en die wet vir hulle vat, en hy moes die volk vir nog 40 jaar deur die woestyn bly. So daar in die woestyn het hy prakties geleer waarom die dinge gaan. Daar by die berg Sinaï het die Here ontmoet in die brandende bos en die Here het gesê, Moses moet die volk uitlei. In die proses het die Here 10 plaae gestuur. En dit is interessant, daardie 10 plaae is 10 afgode van Egipte. Elkeen van dit, mense dink aan die paras, hulle sulke paragode, hulle sulke steekvlieg afgode, die Nyl is soos 'n god. Al hierdie gode van hulle het die Here aangetas en gewys hoe dat die gode eintlik in 'n pes kan ontaard. En uiteindelik het die Here elke gesin besoek. Die Here het dat die doodsengel kom en in elke huis waar die engel gekom het die oudste seun gesterf. Behalwe die Here die Paasfees ingestel die dag voor die tyd, die aand het hulle kom besoek, en hy het gesê hulle moet bloed van die paaslam aan die deurkosyne smeer. En daar waar bloed was, het die doodsengel hier ingegaan. Dit was 'n opdrag, het almal dit gedoen. Het al die Israeliete dit gedoen? Ek weet nie. Ons weet dat 'n klomp van die Egiptenare dit gedoen het, want 'n klomp van die Egiptenare het met hierdie plaag gesê, hierdie God van Israel, hy is baie sterker as Ra, die songod, hy is baie sterker as die Nyl, as, ek ken nie eens almal se naam. Almal wat bloed aan die kosyne gehad het, daar het nie dood in daardie gesin gekom nie, in daardie familie nie. Daar waar nie bloed was nie, was dood. Selfs die Farao. En nou moet julle weet, die Farao is gesien as die kind van die songod Ra, en sy oudste seun uit die aard van die saad sal ook dan uiteindelik die seun van die God gewees het. So God het vir hulle gewys dat die ander gode niks is nie. En in Farao se hartseer, in sy desperaatheid het hy gesê hulle kan maar trek, en toe het hulle getrek. En dan lees ons iets interessants. Die Here het bedags in 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan om hulle op die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom om aan hulle lig te verskaf, sodat hulle bedags en snags kon trek. Hoe het hulle geweet wat om te doen, waarna toe om te gaan? Daar was 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, so die Here het hulle fisies gelei. As die wolk in die vuurkolom gaan staan, die wolk was natuurlik in die dag, want dit is vir hulle koelte gegee in die woestyn. En in die nag, julle weet die woestyn so warm sodat in die dag is so koud is in die nag het die vuur vir hulle warmte gegee en lig natuurlik. As die wolk beweeg het hulle beweeg, as die wolk of die vuurkolom staan, het hulle gestaan. So in hierdie tyd met die uittog was die Here intens by hulle. Uiteindelik het dit gebeur dat die Farao spyt gekry het. Julle weet mos, jy is eers in 'n skok en dan is jy in 'n woedefase. En Farao het besluit dat hy hulle gaan agtervolg en hulle gaan uitmoor. Dan lees ons in Eksodus 14. Die engel van God wat die hele tyd voor die leers van Israel uitgetrek het toe agter hulle in beweeg, tussen hulle en die Farao die vyand. Die wolkkolom het ook van voor hulle weggeskyn en agter hulle plek ingeneem. Dit het tussen die leers van Egipte en die leers van Israel ingeskuif. Die wolk het daar gebly en toe dit donker geword het, het dit die nag verlig. Maar die hele nag lank het die een nie nader aan die ander beweeg nie. Julle kan verstaan, die arme Israeliete kan niks teen die Farao met sy stryd maar se almal doen nie. Maar die wolk en die engel van die Here het skeiding gemaak om die Israeliete te beskerm. Moses het sy hand oor die see uitgestrek en die Here het met 'n sterk oostewind wat die hele nag gewaai het, die see laat terugtrek. Hulle was nou, hoe sê hulle in Engels, between the devil and the deep blue sea. Hierdie kant is die Farao se magte en hierdie kant is die see. Die Here het sy wolk gestuur, hierdie vuurkolom, om die Egiptenare weg te hou van hulle. Hierdie kant het Moses sy hand oor die see, sy staf oor die see gesteek, en die Here het 'n wind gegee wat gewaai het, en die see het oopgewaai. Hy het die see droog grond gemaak, en die water is oopgekloof. Die Israeliete het op die droog grond in die middel van die see ingegaan, terwyl die waters vir hulle 'n muur aan hulle linker
en regterkant was. Die Egiptenare het hulle agtervolg en al die perde van die farao, sy strydwaans en bemanning het agter hulle ingegaan na die middel van die see. Teen die laaste nagwaar het die Here uit die vuurkolom en die wolkkolom afgekyk na die leers van Egipte. Toe het hy verwarring veroorsaak in die leers van die Egiptenare. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat vasval, sodat hulle met moeite vorentoe kon beweeg. Toe sê die Egiptenare, ons moet van Israel af wegvlug, want die Here self veg vir hulle teen Egipte. Die Here het vir Moses gesê, strek jou hand uit oor die see, sodat die water terugstroom oor die Egiptenare, oor hulle strydwaans en die bemanning. Moses het sy hand uitgestrek oor die see, en die see het teen die oggend na sy gewone plek teruggestroom. Die Egiptenare het gevlug vir die naderende water, maar die Here het die Egiptenare in die middel van die see gewerk. Toe die water terugstroom, het hy die strydwaans en bemanning van die farao se hele leer, wat agter die Israeliete aan die see ingegaan het, verswelg. Nie eens een van hulle het oorgebly nie. Die Israeliete het deur die middel van die see op droë grond getrek, terwyl die water vir hulle 'n muur was aan hulle linker en regterkant. Hierdie was inderdaad die groot gebeurtenis in Israel se geskiedenis. Julle kan self dink die farao was woedend, sy kind is dood, die amptenare, almal van hulle het familielede verloor, hulle gaan hierdie Israeliete uitmoor, dat daar nie een van hulle oorbly. Wat gebeur? Hulle is vasgevang tussen die Egiptenaars en die see. Die Here stuur sy wolk soos 'n vuur om hulle te beskerm, om die Egiptenare terug te hou, maar die see vir hulle oop. Hulle gaan deur, dis ongelooflik. Ek het nou vanoggend gekyk hoe lekker is die modder na gister se reën hier. Die Here het die see oopgemaak dat hulle op droë grond deurgegaan het. En toe, mens kan aanneem dat die vuurkolom weggegaan het, toe hulle deur is die farao en sy mense met hulle strydwaans die Israeliete agterna, en hulle wiele het vasgeval daar. Chaos het gekom, en toe die Here vir Moses sê, steek jou hand weer uit, die wind het seker gaan lê, en daar die see toegemaak, en nie een van hulle het oorleef. 'n situasie van lewe en dood. Ons hoor baie die woord genocide, maar dit is nou regtig 'n kwessie van volksmoord wat daar kon gewees het. En die Here het hulle laat deurtrek op 'n wonderbaarlike manier. Toe die volk in ballingskap gegaan het, het hulle vasgehou aan hierdie insident. Hoe dat die Here hulle uitgelei uit Egipte en hulle het vasgehou daar. Die vroeë kerk, die uittog uit Egipte, is een van die wonderlike dinge wat gebeur het. Maar dit eindig nie daar nie. As ons in Exodus 16 kyk, nou moet julle weet, hulle is nou in die woestyn, en volgens die Bybel was daar, ek dink in totaal oor 1 miljoen mense seker. Ek weet die mense kan nou nie die getalle van die Bybel so op die letter neem, maar daar was 'n klomp mense wat kos moes gekry het. Hulle het toe nog gesê, maar waar gaan ons kos kry? En die Here het voorsien. Ons lees in Exodus 16, in die aand het kwartels voorgekom en die kamp bedek. En in die oggend was daar 'n laag dou rondom die kamp. Toe die dou nog verdamp, kyk, toe was daar op die oppervlakte van die woestyn iets wat fyn en skilferagtig is, so fyn soos ysryp op die grond. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? Hulle het nie geweet wat dit was nie. Moses sê vir hulle, dit is die brood wat die Here vir julle gegee het om te eet. Die kwartels en die manna, ek dink dit moes 'n ongelooflike ervaring wees. Elke oggend. Kan julle dink hoeveel van hierdie saderige, heuningagtige goed, hierdie brood wat die Here voorsien het, was daar. Massas. Mense het baie keer uitgevind hoeveel treine vol, treintrokke om kos vir hulle te vat. Dit is net fenomenaal hoe die Here gesorg het dat daar kwartels kom, dat hulle vleis kon gehad het, dat daar brood was. Die Here het hulle in die 10 plaae gegee in Egipte. Die Here het hulle deur die see laat trek. Die Here het vir hulle kos gegee om te eet. Meer as dit nog, toe hulle nie water gehad het nie, lees ons die Here sê vir Moses, gaan voor die volk uit en neem van die oudste van Israel saam. Die staf waarmee jy die Nil geslaan het, moet jy in jou hand neem. Gaan dan
kyk, ek sal daar voor jou staan op die rots by Moria. Jy moet die rots slaan, dan sal daar water uitkom en die volk sal drink. Moses het dit toe gedoen teen aanskou van die oudstes van Israel. Nie net het die Here vir hulle kos gegee nie, maar hy het ook vir hulle water gegee, daar in die woestyn. Hy het gesorg vir hulle. Nou kan jy self dink, hierdie klomp mense was slawe in Egipte, nou trek hulle uit huis. Ek wil amper sê, dis nou nie dat hulle na 'n leeu woestyn toe getrek het nie, daar was mense in die woestyn. Die Amalekiete was daar. En hulle het nie gehou van hierdie storie dat hier nou so 'n klomp vreemde mense is nie, en hulle het nou besluit hulle gaan van hulle kant af oorlog maak teen hulle. En kyk net wat lees ons in Eksodus 17. Toe die Amalekiete kom om teen Israel te veg by Refidim, het Moses vir Joshua gesê, kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die heeltop staan met die staf van God in my hand. Joshua het toe, soos Moses vir hom gesê het, gereed gemaak om teen Amalek te veg. En Moses, Aaron en Hur het opgeklim na die heeltop. Wanneer Moses sy hande omhoog gehou het Israel oorhand gekry. Maar wanneer hy sy hand laat rus, het Amalek die oorhand gekry. Moses se hande het swaar geword en hulle het 'n klip geneem en onder hom neergesit. Hy het daarop gaan sit. Aaron en Hur, een aan elke kant, het sy hande gestit. Sy hande het bestendig omhoog gebly totdat die son ondergegaan het. Joshua het Amalek en sy volk oorwin met die skerpte van die swaard. Toe ek 'n kind was, my ma het ons hierdie gelees, was dit vir my dan amper simpel. Hoekom moet Moses se hande in die lug wees as sy hande laat sak? Verloor hulle. As hy sy hande hoog hou, dan wen hy. Die Here kom ons nou aan arme Moses gedink het en gesê het my in die amen, o Vader, as jy jou geweer moet hoog hou. Dis erg. Hoekom het die Here dit so gedoen? Die Here was op pad met die volk en hy wou vir hulle gewys het. Dis nie julle goedheid wat maak dat julle wen. Dis nie omdat julle reg waar julle Israeliete is goeie vegters nie. Hulle is nog nie goeie vegters gewees daar. Dis God se genade. Want hulle kon maklik gesê, hoor jy, ons dan goed kyk net hoe het ons gewen. Hulle kon reguit getrek het deur die pad van die Filistyne na die beloofde land. Hoekom die Here hulle deur die see laat trek? Sodat hulle nie kan sê, ons het maklike paadjies geloop nie. Die Here het hulle doelbewus by die moeilikhede gebring, sodat hy hulle daar uit kan help. Die water is nog van die ander insidente. Hulle het by Mara gekom. Daar was water, maar die water kon nie drink en die water was bitter. Toe gooi Moses 'n stok en toe word die water weg. Kon die Here nie maar byvoorbeeld so by 'n hotel lekker die watertjies reggesit het dat hulle daar kom en net hulle water kon gedrink het nie? Nee. Hy wil vir hulle wys, as julle op julleself aangewese is, gaan julle dit nie maak nie, maar ek is die Here wat julle help. Ons lees dan Eksodus 19 in die 3de maand het die Israeliete in die 3de maand na die Israeliete se uittog uit Egipte land. Op dieselfde dag het hulle in die Sinaï woestyn gekom. Daar waar die Here met Moses gepraat het in die braambos, 3 maande na die uittog het die Here hulle daar gebly. So julle kan nou dink, dit was 'n lang 3 maande, dit was 'n moeilike 3 maande. Alles wat hulle beleef het. En daar, soos die wonderlike op die 3de dag, toe dit oggend word, was daar donderslae en weerlig en 'n swaar wolk oor die berg. En ook die baie harde geluid van 'n ramshoring. Die hele volk in die kamp het gebewe. Moses het die volk uit die kamp uitgelei om God te ontmoet. Hulle by die voet van die berg gestaan. Die hele berg Sinaï het in rook opgegaan, omdat die Here in vuur daarop neergedaal het. Met ander woorde, toe hulle nou by hulle bestemming kom, het die Here in al sy heerlikheid afgedaal na hulle toe. Die Jode, deur al die eeue heen, het 'n woord Shekinah. Dit is om die heerlikheid van die Here te beskryf. Dis nie 'n woord wat in die Bybel self kom nie, maar as ons dink aan Jesus se verheerliking op die berg, hierdie ongelooflike heerlikheid van God wat verskyn. Kyk, hulle het die vuurkolom en die wolkkolom gehad. Maar hier staan we by die berg en hulle hoor hierdie geweldig die weerlig, die donderslae, ramshoring wat plaas. En dan verskyn God se heerlikheid aan hulle. En dit is interessant.
voor Moses by die berg opgaan, as die Here aan hulle verskyn, dan lees ons in Exodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê. As jy een van hierdie mense was, wat al hierdie dinge beleef het, en jy staan by die voet van die berg, en jy sien hierdie geweldige heerlikheid van die Here, die volk was so bang, en hulle toelaat vir Moses, wil jy nie maar met die Here gaan praat, hierdie storie is regtig, ons is bang daarvoor. So groot is God se heerlikheid. Na alles wat hy gedoen het, kom hy na hulle toe met baie eenvoudige woorde en hy sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny gelei. En dit is die motivering. Hierdie gebod was vir die Israeliete so belangrik, dat dit nie gegaan oor, ek is bang, ek word gestraf nie. Dit het vir hulle gegaan, hierdie dinge wat ons in die afgelope 3 maande beleef het. Hoe kan ons nie die Here wat dit aan ons gedoen het, met ons hele wese dien? Hoe kan ons nie presies doen wat hy sê? En as hy sê, ek moet met my buurman eerbaar handel, ek hou nie van my buurman nie, maar as hierdie God dit vir my verwag, dan doen ek dit. Nie omdat ek bang is vir iets wat ek gaan kry wat sleg is, of omdat ek uitsien na iets wat ek gaan kry wat goed is nie, dis omdat ek alles reeds het. Ek het wat God vir my gegee het. Ek het die lewe. Vir ons as Christene, toe ek 'n kind was, het ons dominee altyd, as hy hierdie sê, hierdie lees die eerste versie, eintlik vers 2, ek is die God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het, en hy het altyd gesê, soos Jesus ons uit die slawerny van sonde bevry het. Jy het nie, as jy regtig besef wie en wat die Here is, het jy nie dreigemente of aanmoedigings nodig. As jy besef wie die Here is en wat hy reeds vir jou gedoen het, dan gaan jou toewyding aan die Here van self kom. Hoe? Aan die hand van die 10 gebooie. Lydenstyd is 'n tyd van toewyding, en ek wil graag hê dat julle julle oë moet toemaak. En net 'n bietjie dink aan wat het die Here alles al vir jou gedoen. Kom ons maak ons oë toe. Dink aan jou kinderdae. Het jy moeilike tye beleef? Was daar dalk tye toe wat mense vir jou vertel van waar jy baie siek was en hoe hulle gebid het vir jou lewe en jy het gesond geword? Dink aan jou skooldae. Was daar probleme, was daar tye wat jy gebid het gesê, Here help my deur hierdie eksamen? Dink aan die tyd na skool. Wat het jy daar alles beleef? Hoe het jy die Here se hand in jou lewe gesien? Rondom jou vriende, as jy dalk 'n lewensmaat het, hoe het die Here daar voorsien? En in 'n tyd van krisis, toe daar dood in die familie was, hoe het jy gevoel? Hoe het jy teenoor die Here gevoel? En hoe het die Here jou daardeur gelei? En in 'n tyd het dit finansiëel baie swaar gegaan. Waar gaan dit nou nog swaar? Hoe sorg die Here vir jou? Dink aan jou ouers, dink aan jou kinders en kleinkinders, jou broers en susters, jou familie, deur watter swaar kry het al gegaan. En hoe sorg die Here daarvoor? Kom ons dink aan ons gemeente. Hoeveel moeilike tye was daar nie al vir ons as gemeente, en hoe die Here nie deur COVID deur alles vir ons gesorg het. Kom ons dink aan ons land. Ons dink aan die wêreld en die ekonomie en die politiek. Hoeveel keer het jy nie al gedink, Here, daar is nie uitkoms nie.
En tog hier is ons, tog voorsien die Here. Here, as ons dink aan alles wat U vir ons gedoen het, hoe U vir ons gesorg het, hoe U vandag, vanoggend vir ons gesorg het, vir ons gelei het om hier te kom, hoe U vir ons hierdie 2 maande van die jaar wat verby is gesorg het. Here, dan kom U en U sê vir ons, U is die Here God, wat ons uitgelei het, uit Egipte, die plek van slawerny. Here, ons kom vanoggend en ons sê vir U dankie. Dankie, Here, dat U vir ons sorg. Dankie vir die wonder van die doop wat ons ook vanoggend kon beleef. Dankie dat ons weet, Here, U en U alleen is ons Here en ons God. En Here, ons kom wy onsself aan U toe. Here, ons gaan leef soos U dit wil hê, omdat U die enigste God is. Ons sê vir U dankie. Amen.